Dit is my altyd so moeilik as die Here praat en dan sê ek my sit nog 'n keer dan dink ek Here kan jy pragtig ek sal nou nie. Maar weet jy baie keer dit ek volgende dingetjie wat moet reg is om net te sê. En hy stap hier van. Ek wil amper sê vernedering. As ons dit so vat en dan sê Here ek kom sing ek wil net uit my hart net my stem sê. I love you. I declare that I love you. Wanneer laas het jy dit vir die Here gesê? Nee, Here ek het jou lief as jy dit en dit doen net. Wanneer laas het iemand anders gesê ek het jou lief? Vir my nie ek het jou lief. Met die liefde van die Here. Wanneer laas het jou vrou gesê, wie jy ten spyte van 'n nagkop keer op kom, ek het jou lief. Jy weet, ek het jou lief sonder die make-up en met die make-up ek het jou lief en wanneer laas? En ek wil net vir jou sê vanoggend ook die Here het vir jou lief. As jy wonder dat hy vir jou lief. Hy het hy liefde bewys toe hy vir jou kom sterf. Hy sê ons eers lief gehad. Jy kon nog niks doen nie. En in sy liefde is daar soveel blessings en soveel beloftes. En soveel groot dinge wat hy vir jou aandag. Glo jy dit? Hoe groot is jou boksie? Hoeveel mure is daar? Hoe groot is jou boksie? Dis jy ek glo. Die liefde is die antwoord. Die liefde voorsien. Ek wil vanoggend net so 'n paar gedagtes deel. En ek vertrou die Here dat hy iets gaan roer in ons hart. Dat ek wil hom sien beweeg. Ek wil sien dat dinge gebeur. Wie van julle wens dit wat die woord sê is die realiteit in jou lewe? Jy sê, Here, maar dit is wat daar staan. Dit is veronderstel om die realiteit te wees. Wie weet as jy Here, dit is die plan vir die wêreld. Dit is die redding, dit is die antwoord. Dis hoe ons as gelowiges moet leef, vreesloos. Ek wil amper sê limietloos, beperkloos. En dan kom jy agter maar die realiteit in jou lewe is ek sit so 'n bietjie vasgevang in hierdie net. Wie van julle voel jy's in 'n net? Dan net sien. Wees eerlik. Al die paartjies. Dan sê ek wil graag ek kon agterkom as 'n limiter, daar's goeders in my lewe en ek wil weer leef. Nou ek het nou hierdie gedagte in my hart, nou wil ek hê jy moet gou hoor wat ek sê. Wie van julle het al gebid en gesê, of die volgende woord gesê, Here, as jy net hierdie gaan doen. Wie van julle het al gesê, Here, as jy net hierdie gebed beantwoord. Ja, wonder hoekom beantwoord laat nie daai een gebed, want jy net dit gesê. Weet dan, ons beperk ons so met hierdie woordjie van net. Here, as jy net hierdie maand deurkom, dan beloof ek. Here, as jy net hierdie ding doen, dan beloof ek sal dit en dit en dit doen. Wie het dit al gesê want ek was daar. Here, as ek net dit kry. Here, kom verander net hierdie situasie. En dan weet jy al beperk ons die Here eintlik so met daai woorde van ons net dit. Net dit. En die Here het vir ons soveel groter in gedagte, maar ons kyk in ons mense en ons dink, Here, as ek net daai ding kry, dan is ek gelukkig. Here, as ek net dit kan kry, Here, dan het ek niks anders te nodig in die lewe nie. Ek kan vir jou iets sê, dis poef. As ek jou 'n brief gee, dit wat jy gaan kry, gaan jy nie happy maak nie. Dis 'n konstante lewende verhouding met die Here. Dis 'n konstante vertroue op hom. Maar iewers kom die vyand en hy lieg vir jou en hy sê, as jy net dit kan kry. Hy kom by Eva en hy sê vir haar, as jy net daai kan kry, jy gaan soos God wees. Weet hy kom in daai net en hy sê, weet net van daai, dis 'n leenstorie. Dis eintlik die Here besig om jou te snoep en moet hierdie hê. En ons val vir hierdie goeders en ons dink en ons meet onsself in die wêreld en ons meet onsself in omstandighede en sê, as ek net kan wees soos die. Nee, as ek so Erika dit doen maar. Ek moet 'n vrou langs my sy sit. Jy weet, dit is seker nie dit. As ek net dit kan hê, as ek net daai kan hê. En ons meet onsself aan ander en ons dink, ek wil net soos hulle wees. Nee, jy moet wees soos wat God jou geskaap het om te wees. Dit is
Maar ons sê, Gees, jy weet, daai ene lyk so, ek wil net hulle lewe leef. Jy weet, as ek kan leef soos 'n dokter, jy weet, lekker swembad by die huis, maar jy weet, ek wil net kan lewe. Ek wil net dit hê. En dan kry jy dit ook en dan sê jy, maar eintlik het ek nog nie. Wie van julle het al effens ervaar in jou lewe wat jy die ding kry wat jy so najaag en dan kom jy agter en jy is eintlik so teleurgesteld want daai net het nie gesatisfy. En dan wil jy sê in die woord leer ons in hierdie wêreld is daar niks wat vir jou kan gee. Ons dink altyd net. Nog net. Ek wil vir jou sê vertrou vir meer. Maak hierdie net van jou se gate so groot, dat hierdie wêreld so goed al sy deurval. Dat jy sê, Here, ek verwag vir die groot, die bonatuurlik. Ek soek daai. Ek het 'n honger vir dit. En ek wil vir jou vra, waarvoor vra jy? Hoe lyk jou gebed? Here, net dit, net daai. Of jy weet nog iemand dit is, Here, ek soek dit wat in die hemel opgesluit is. Ek soek dit wat in die hemel opgesluit is. Here, daar's soveel groter beloftes wat jy het. Ek wil 'n storie deel wat ek geluister het en dit is my so treffend. Die ou sê hulle het 'n toets gedoen. En wie van julle weet wat 'n barracuda? Nie die creepy crawly. Nie daai barracuda nie. 'n Barracuda is 'n seevis. Moet Johnny, julle wat 'n visvang as ek kan weet, hy het net 'n lange tande. En hy vreet al die ander visse op. So dis die groot roofvis in die see. En hulle het 'n toets gedoen met 'n barracuda. Hulle het hom saam met 'n klomp ander visse in 'n aquarium ding gesit. En die dag toe vreet hy amper al die goed op. Toe sit hulle 'n glas tussen die barracuda en die ander visse. Weet jy, 'n barracuda is 'n vis, jy weet, as hy jag gaan, dan sy so stealth-mode, jy weet, hy operate. En die eerste dag toe die vis, die barracuda na hom raak en hy sien die ander visse, hy sien nie die glas nie. Kom hy met die stinkspoed en hy bak binne die glas vas. Die tweede dag kom hulle, dis die barracuda, dis nou wel 'n studie gedoen, so ek glo dis dit nie waarheid. Die tweede dag kom die barracuda aangeswem en hy kom baie versigtig tot by die glas. Nie so dat hy net net daai pak hoor en sy neus gebuig is. Nie daai spoed nie, hy kom stadiger aan. Die derde dag kom hy draai net so vir die glas om. Die vierde dag kom hy nie by die glas nie, die vyfde dag kom hy by die 10de dag. Toe haal hulle die glas uit en die barracuda het aan sy kant gebly. Weet jy, en dit kom vir my daarop neer van ons sit. Wie van julle weet wat is 'n stronghold? Weet, dit beteken dis 'n oortuiging, dis 'n mindset, dis 'n geloof, dis 'n prentjie wat jy het in jou kop. Die Bybel praat van ons het stronghold, ons het vestings in ons gedagtes wat ons glo, wat moet neergewerk word. Want jy weet, 'n duiwel, jy kan 'n demoon uitdryf, maar as jy lank genoeg die leuen gehoor het, dan jy al klaar die mindset. Hy is nie met deel van jou nie, maar jy lewe nog steeds in gevangenskap. Jy lewe nog steeds as die slaaf van dit wat jy beperk was die hele tyd. En ons moet kom met hierdie stronghold begin afwerp en te sê, maar God kan, ek is dit, ek is daai, dit is nie meer, ek gaan nie meer dink soos wat ek altyd gedink het toe ek geoppress was, toe die duiwel die leuen gehad het, toe die duiwel die reg gehad het, maar die duiwel is al lankal weg. Jy is klaar vry, maar jou mindset sê vir jou, nee, sorry, ek kan nie sonder leuen gaan nie. Ek gaan maar elke keer met jy sit met daai stronghold in jou gedagtes. En dan sê hy, ons wapens, 2 Korintiërs 10 sê hy, is nie vleeslik nie, is kragtig, om strongholds, om vestings neer te werk. Jy het die krag klaar. Maar jy weet, as jy nie gaan glo nie, as jy nie gaan teruggaan nie, as jy maar net gesê, dis maar net. Weet jy, as jy 'n woordjie wat ek haat, kan ek sê wat ek haat? As iemand vir my sê, ek is maar net 'n mens. Ek wil sommer klap. Al wil die mense my ook uitkom. Maar, as jy net sê, as jy kind van God is, waar, jy is nie net 'n mensie. Jy is heilig, jy is gereinig, jy is tot alles in staat. Maar kom ons, ek is maar net. Nee, jy is maar net. Jy gaan lewe asof jy maar net is, want jy glo ek is maar net. En wil jy sê, wat is die beperking in jou? Ek is maar net, ek gaan maar net aan, dis maar net ek. Die Here maak jou hande werk. Toe hy jou gewederbaar het hy vir jou nuut gemaak. Hy het alles van die verlede uit kom, alles is dood.
Alles is dood, maar daarom sê vir jou, jy is nog steeds dit. Daai trauma te jy gaan nie regtig met binne kom nie. God gaan nie dinge sê. God gaan nie vir jou deurkom nie. Jy is nie spesiaal genoeg, jy is nie heilig genoeg. En ek wil vir jou vra, waarin sit jy vasgevang vandag hierso? Wat is die onmoontlike vir jou? Kom ons gaan vir Ansel, druk oor die volgende netjie vir ons asseblief. Jeremia 32:17 sê: Ag Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak. Wie het hom gemaak? Hy het grond ons gemaak, het 'n bietjie van die ene, 'n bietjie van daai te maak met grond, né? Dit gaan net gespreek en sê. Hy het die hemel en die aarde gemaak sonder om 'n sweet wat ek het sonder om te sweet. Hy het net gespreek. Hy het net gesê laat dit so wees en dit was dan. Weet daar kom krag, daar kom skepingskrag uit terwyl dit spreek te sê. En ek wil vir jou sê wat hy spreek oor jou, dit is jy. Wat hy spreek in jou situasie in, dit is jou situasie. Gaan jy dit glo? Hy sê die hemel en die aarde gemaak deur die groot krag en deur die uitgestrekte arm. Geen hoor jy? Wat sê hy? Sommiges geen ding is vir u te wonderbaar nie. Nou hoekom kan hy nie in jou situasie kom verander nie? Wat is vir hom te moeilik? Hoekom kan hy nie jou huwelik kom red nie? Hoekom kan hy nie jou liggaam genees nie? Hoekom kan hy nie voorsien in jou situasie nie? Hoekom kan hy jou nie gebruik nie? Hy sê geen ding is vir hom te wonderbaar. Maar ons sit met hierdie strong want lang genoeg het die duiwel vir jou gesê, dis wie jy is. Lang genoeg het jou familie gesê, jy is die glipsie in die familie. Ons het jou nie beplan nie, daar's nie regtig 'n plek vir jou nie. En jy loop raai vesting rond want iemand sê ek het nêrens plek. Want iemand het vir jou 'n leer kom vertel en jy toegelaat hy kan nie toe lê nie. Niemand gaan na jou luister nie. Sê daar is ek bid nie want ek was altyd die stil enetjie gewees. Wanneer ek wou iets sê, dan pa gesê bly stil, sê dan jy het niks om te sê, jy hoef nie te doen. Hoe sê hulle? Kan ek vir julle 'n stukkie wysheid gee vir mans? Regtig mooi. Hulle sê 'n vrou het een sê en dit is nag sê. En sy gaan hom slag sê. Ja, dis ek kom terug. Ja, klaar. Nee, jy het 'n opinie en jou opinie tel. Jy het te sê, weet jy God het jou geskape. En hy het vir jou gesê ek wil deur jou praat. Ek het vir jou goed as jy binne geplaas. My Heilige Gees kom maak woning in jou. Ek wil jou gebruik. Jou opinie tel. Ek weet nie wat is die stronghold wat jy sukkel mee en jy sê jy's ek stoei met hierdie goed. En hoe jy sê daar soms ietsie binne in jou vir die Here wil kom doen. Maar iewers moet ons kom en sê ek erken hierdie probleme. Ek erken die mans. Ek erken ek het hierdie ongeloof in my hart. En ek kan onthou wat al die volgende boodskap gelewer het. Ek weet hom al iewers seker al gedeel, maar ek kan dit volgende weer deel dat hy net vars is in ons hart. Kom ons aan Ansel. In 2 Konings 1 vers 4 vanaf vers 4. Lees ons die gedeelte. So as jy jou Bybel het, ek hoop julle bring 'n Bybel saam want ek sê gister aan iemand, ek weet hulle het hierdie gegee. Hulle glo ook net alles. Gaan meer in die skrif. Hy sê en 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê: "Die dienaar my man is dood en jy weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Hierdie vrou se voorsiening, haar hulp, haar krag, haar man, dit op wat sy vertrou het is dood, hy is nie daar nie. En sy is vulnerable. Sy het niemand wat opstaan om haar te veg nie. Sy het niemand wat aan haar kant is nie. Sy is in 'n hopelose situasie, die skuldeiser kom en sê, luister, bring uit die klome hier so, gaan hulle vat. Sy weet, hy weet ek net hoe stout hulle is, ja, hy kan hulle vanaf terugneem. Maar, weet, hy sê, ek kom vat dit wat vir jou belangrik is, ek soek het. En sy sê vir Elisa, jy weet, ek kom na hom toe, en sy sê, Heer, my man het die Here gevrees. So sy sê, ek soek hulp, ek kort hulp, so ek is in 'n penanie, ek gaan my kinders moet vat. En Elisa sê vir, wat kan ek vir jou doen? En ek wil vanoggend sommer vir jou vra hierdie vraag hier. As Jesus vir jou staan voor. En hy vra vir jou. Wat wil jy hê ek vir jou doen? Wat is jou verwagting van my?
Wat gaan jou antwoord wees? Here, as jy maar net die pamper hand kan uitsoek. Here, as jy net kan help met die skuld. Ag Here, as jy maar net, I don't know. As jy maar net dit kan kom. Wat sal jou vraag wees, Here, as hy vir jou sê, wat kan ek vir jou doen? Wat is die eerste ding wat in jou hart beroer? Ek sê, Here, ek wil dit beleef. Ek wil dit sien. Ek wil dit ervaar. Here, ek vertrou U. Meet jy is jou net, die wat rondom en sê, ek wil maar net wees soos ander. Ag Here, ek wil maar net happy wees. Here, dit is 'n nuwe kar gaan my happy maak. Here, 'n nuwe vrou gaan my happy maak. Here, 'n nuwe wat ook al. Here, as ek net daar, dan gaan ek happy wees. Of weet jy honger van meer? Dit wat ek sê. Man, en hy kom en hy vra vir wat het jy in jou huis? Wat sê jy nie? Wat wil jy weer vir julle? En hy vra van wat is in jou huis? Dan ek wil volgens vir jou vra, jy moet gaan stoptyd doen en sê wat is in my huis? Wat is in my gedagtes? Wat praat ek? As jy wil weet wat in jou hart is, hoe weet jy wat is in jou hart? Hoe weet jy wat is jou hart sê? Hy sê wat die hart van vol is, jy kan nie twee nie wegsteek. As bekommernis in jou hart is, dan gaan jy altyd sê, dit gaan nie goed nie. Ek is seker dat hierdie maand weer 'n pap wil kry, want ek mag maar my laat, die budget werk hier, weet so, dan kom maar weer. Weet ons, hierdie wat in jou hart is, kom uit, as jy wil weet, as jy wil stoptyd, hoor net wat jy sê. Ek lag so, dat die ander het die dag opgehaal het, ek kom met baie keer agter. Hy tweede mondjies by die huis. Jy spreek. En jy wil sê, hy soet kinders, en noem hulle soet kinders, moet nie sê dat tweede mondjies by die huis, jy gee dit krag. Dit is by die huis, weet, hierdie ding, jy gee dit krag. Ek beloof vir jou, jy skep. En nou sê God het net die aarde gemaak, en hy sê ons is sy beeld geskaap, jy skep ons vermoeie, jy skep jou situasie, en wat jy spreek, jy gee dit krag. As jy wil hê, as jou vrou nou regtig kan toast maak, is dit brand elke dag. Begin leer speel. Ek sê vir haar dat hierdie mamma wat hier opsit op die toast is, hy kom sommer met mamma uit. Weet, begin dit leer speel. Kan jy sê, my vrou kan nie. Sy kan nie dit nie, sy kan nie. Jy wat vir jou man dit spreek. Roep die dinge in wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. Die woord sê, call those things that be not. Just as they are. En dit moet baie goed van ons praat het oor frustrasie uit. Ons praat het dit wat ons frustreer. Ons praat het oor omstandighede uit. Ons praat by dit wat ons voel. Maar praat jy dit wat nou bestaan, of praat jy die nuwe wat dit is? Praat jy dit wat God uit uniek maak? Wat gee jy krag? Wat roep jy in? Hy sê, gee my te kenne wat in jou huis het. En dan ons baie keer gepraat oor die tempel en alles. Hierdie is jou huis, die Here daar. Wat is in jou huis? En sy kom en sy sê, die dienaar het glad niks in die huis nie. Behalwe vlesie olie. Weet jy, ek wil vir jou sê, sy olie gehad, die vlesie gehad, maar in haar konteks is my vlesie niks. Ek wil vir jou sê, elke een wat ek sê, het iets. Maar as jy jou vlesie gaan vergelyk met die vlesie van die ander, gaan jy daar baie keer voel, ek het niks. As jy jou vlesie vat en jy gaan weet om in die wêreld, jy gaan weet aan omstandighede. Ek vat my bankbalans en ek hou by die dienste bankbalans, ek sê nou dat jy weet dan sê, ek het niks. Ek het niks. En jy vat jy dit en jy weet, nou as jy niks het nie, dan gaan jy leef soos iemand wat niks het nie. Jy gaan praat soos iemand wat niks het nie. Jy gaan in 'n hopelose situasie jouself bevind. Ek het niks. Sy het neergekyk en dink sommer aan die laaitjie met die visies en die broodjies en hulle kom en hulle sê, ons het niks, is net hierdie paartjies. Maar wie as jy Jesus vertrou met jou niks? Jy sê, Here, maar kom ons sê, ek begin aan by hoe sê ek niks nie, Here, stap bietjie, né? En my kop is op min, maar Here, kom. Ek bring wat ek het.
Want u is in die vermenigvuldiging besigheid, Here. U vat min en u voed 5000. Here, wat sal vir u onmoontlik is nou gelees, u die hele aarde gemaak. Wat is te groot by u? Maar hy 12 disippels gevat. En hy het die wêreld omgekeer. Dit begin by min. Wat hy het 5. Daar was iets in hulle. Iets het lewend geword. En sy sê, ek net jou visie. Hoe net jou visie volg? Wat is dit in die Here? Wat is dit wat jy hom nie vertrou en sê, jy nie so? En Elisa sê vir haar, gaan by die kant. Gaan na jou bure toe. En gaan haal kanne. Leek kanne by al jou bure en leer nie te my. Sy gee vir haar die opdrag en ek dink nie sy lekker verstaan wat sy moet doen. Net as sy gaan uit. En gaan leer. Gaan kry vir jou kanne. Ek wil hierdie verwagting keer en sê, die Here wil wonderwerk doen. Hy wil iets vir jou doen. Dan sê gaan uit. Gaan uit en gaan kry vir jou by mekaar. Ek weet nie wat is dit wat hy vir jou sê wat jy moet gaan doen nie, maar hy sê gaan half jou kan. En dan kom hy nog en hy sê vir haar, leer nie te min. Hy sê nie maar gaan haal 10 nie, gaan haal 20 nie. Gaan leer nie te min. En die vroukie is uit en die kinders het gaan, en dan sê hy, gaan dan en sluit die deur agter jou en jou seuns toe. En giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. Ek wil vir jou sê, kom ons gaan na die volgende slide of so. Om kanne te gaan haal is jou geloofs-expectation. Wat verwag jy kan God doen? As jy sê, Here, jy gaan 'n kind kan volmaak, gaan hy net 'n kind gaan haal. Sy kon 'n miljoen kanne gaan haal, het hulle almal gevolg kom. Maar jy het ons sit in hierdie net, en ons sê, Here, u kan net dit doen. Here, u kan net daai ding doen. Here, u is beperk by net dit. Ek wil vir jou sê, ons lewe, 'n lewe wat ons nie by volheid lewe wat God wil doen. Ons lewe 'n lewe, hierdie miserabele lewe wat ons is onder omstandighede, ons is onder alles. En ons lewe onder aanval en jy's net konstant leef jy onder. Want iewers te sê ons, ek glo nie God kan nie. Ek glo nie hy kan doen wat hy sê in sy woord hy kan doen. Ek het hierdie straamhaal in my gedagte, hy kan nie meer genees nie. Dis maar iets wat ek mee gaan saam leef. Hy kan nie, want my huwelik is te gebroke, hy kan nie my man, hy kan nie my vrou verander nie. Hy kan nie die wonderwerk doen nie. Hy kan nie weerkom met my finansies nie. Wat is die kanne waarmee jy uitgaan aan die kant? Hy sê vir haar, gaan haal kanne. Gaan kry vir jou nie te min. Hoe lyk dit nie? Hoe lyk dit vanoggend wat jy sê, Here, maar dis die droom in my hart. Het jy al gebid en sê, Here, open my oë, ek wil sien u droom van my lewe. Here, ek wil sien, Here, wys vir Quentin, wat wil u doen in sy lewe? Wat wil u doen in hom en deur hom en wat wil u doen in sy omstandighede? Of gaan ons net aan en dis die beperking. Ek wil self vanoggend, ek wil geleentheid hê waar ons kan sê, Here, ek moet sny dinge af. Here, die dood wat ek gepraat het oor myself. Die dood het gesê, ek gaan dit nooit kan doen nie, ek gaan nie dit kan doen nie, dit gaan nie werk nie. Ek wil vandag net sê, kom ons begin skoon, ons sê, Here, ek sny, net stikkend. Te lang het ek gesê, Here, as jy maar net dit kan doen, as jy maar net daar kan. Sy het van hom af weggegaan. Die deure agter haar afseens toegesluit, terwyl hulle vir haar aanbring. Sien sy is. Ek dink jy moet kom op 'n punt, dat jy in jou binnekamer ingaan. Jy maak nie die deur agter jou toe. Here, ek maak die deur toe vir die stemme van die mense. Ek maak die deur toe vir die stemme van almal wat wil invloed hê in my lewe. Ek gaan in my binnekamer in. Nie Angus Bakken se boekie nie een se boekie nie, ek gaan voor u. Ek gaan in my binnekamer en ek sê, Here, ek kom vind uit wat sê u stem. Want jy weet, as die deure oop staan, as die bure mos nuuskierig en hulle kom kyk en hulle kom praat en hulle kom vertel en sê, o, nee, jy moet dit so doen.
Ja, daai kan gaan nie voorkom nie. Ja, dit gaan nie werk nie. Weet jy, ons is oop vir al die stemme. Iewers moet jy op 'n plek kom en sê, Here, ek maak hierdie deur toe, ek is in my deur, ek sluit hom agter my. Here, vir een vir altyd sluit ek myself toe vir die stemme van die vyand, vir die leuns van die vyand. Here, U het dit gesê, dis die droom vir Lady Smit, dis die droom vir my besigheid, dis die droom vir my huwelik, dis die droom vir my kinders. Ek kies om nie langer die oop deur te hê vir die leuns, vir die aanklagte, vir die beskuldigings van die vyand. Ek is toe vir dit. Dis ek en U in die binnekamer. Hoe lyk jou binnekamer? Hoe lyk dit wat daar binne aangaan? Hoe lyk jou tyd wanneer jy die Here aanbid, wanneer jy sy naam groot maak? Nie vir dit wat hy nog gaan doen, vir wie hy is, vir al die dinge. Hoe lyk dit? Hoe is hy verwagting wanneer jy jou hand opsteek en sê, Here, ek vertrou U vir dit? Hoe is jou woorde wanneer jy in jou binnekamer praat? Hoe klink dit? Hoe honger is jy om te sê, Here, ek soek dit. Here, ek roep dit aan. Dis more. Dis more. En dan vers 6 sê hy, sodra die kanne vol was, ek weet hoeveel kanne het hulle gebring nie. Sê sy aan haar seun, ag, ja, sy sê dan, jy bring vir my nog 'n kan. Maar hy antwoord haar, daar is geen kan meer nie. Toe die olie gestaan. Ons het in Sondag gepraat oor olie, wat ek gesê het, olie is salf. Olie verteenwoordig Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, die Heilige Gees sal aanhou werk, solank as wat jy geloof en solank as wat kan is. Die Heilige Gees sal bly vloei, solank jy glo dit sal werk. Solank jy wat jy in geloof operate. Maar die oomblik waar jy kan stop, dan hou die olie op. So ek wil regtig maar vanoggend vir jou vra, wat is die verwagting in jou hart van wat God kan doen? Wat is die geloof wat jy sê, daar's nog kan? Here, ek vertrou U vir meer. Here, ek gaan aanhou bid. Ek gaan aanhou vra. Ek gaan aanhou vir Here, U sal operate. U sal werk, want dit is U wat dit gesê het. Dis die prentjie wat ek het. Dis wat ek in my binnekamer ervaar. U sal die werk doen. En ek gaan aanhou. En ek gaan aanhou. Solank as wat ek kan was, solank hierdie wil nie. Maar iewers kom ons in hierdie leuen van, ag, die Here werk nie vandag nie so. Dit was vir daai tyd. God kan nie dit doen. Of ons in die leuen begin glo dat God se voorsiening net in die wêreld te doen is. Ons gaan aan met daai. Ons mis, ek voel daar soveel meer. Ek het my hart bloei vir dit daar soveel meer. Wat was jou verwagting vir vanoggend ingestap het? Wat was jou verwagting om dit te kry? Wat was die kan waarmee jy gekom het om te sê? Ag, ek net nog sommer die kerk toe, sing 'n paar liedjies, so sing 'n liedjie goeie liedjie en dan gaan jy uit. Here, maar kom. Ek wil wel anders dit stap. Ek wil kan getuig. Ek sê daai deur oopmaak. Hoe die duiwel in die oggend 'n kop seer kry. Die is wat. Weet jy, wat het er gebeur? Jy weet dan, jy weet, wat is jou verwagting? Om te sê, Here, dit is my situasie. My doodsituasie, my hulpelose situasie. Dis wat U gespreek het oor my situasie. En hy kom en dan sê hy vir haar, gee, gaan koop die olie, betaal jou skuld, en lewe van die Gees. En wat vir daar is ons genoeg vir alles wat jy nodig het. Daar's genoeg by Jesus, net vir die daar's genoeg by Jesus vir alles wat jy nodig het. Elke behoefte. En Sonja, daar is genoeg. Anna Sonja, waar jy, was genoeg. Dan kom Sonja as jy so. Daar's genoeg by Jesus. Dat jy jou skuld kan betaal en jy kan lewe daarvan. Daar's genoeg vir ander. Daar's 'n oormaat in jou. Jesus wil dit wat in jou is, wil hy gebruik soveel meer. Waar is jou expectation? Wil jy net sien? God is nie net God. Hy is Jesus almagtig. Het hy aan 'n Sondag gesê wat hy nou die openbaring van die Here vir hom gesê het, julle besef nie, ek is nie net Jesus. Ek is Jesus almagtig. En ons het ons vrees verloor vir Jesus almagtig. Ons het ons vertroue verloor vir Jesus almagtig. En ons beperk kom ons net Jesus.
Woensdag dan, dankie. Ek joke. Kom ons gaan dan na die volgende enetjie. Ek weet dat daar moet op wees. So hier's 'n paar punte wat jy gaan moet doen. Wees eerlik. Wees volgens eerlik wat jy het. Wat is jou gedagtes om? Die Here weet dit. Wees eerlik. Die Here het lank termyn, ek wou net bepaal. Want jy kan vir mense baie goed kyk. Die meeste van ons kyk na ander en jy kyk op hulle sosiale media, Instagram en dan hier, hulle het die mooi weer, hulle is weer op vakansie. Hulle is travel hier, maar jy weet nie wat gaan daarna. Mense wys vir wat hulle beleef het. Jy ken die volk nie. Hulle is op vakansie, hulle pause mooi saam vanaand praat hulle met mekaar. Vanaand het ek in 'n telefoon en chat met iemand anders, jy weet nie wat daar gaan. Jy dink, "O, dit lyk so nou ek so net daar." Jy ken nie. Wees eerlik. Sê Here, ek besef vanoggend dit is hier ons ek glo nie soos ek moet glo. Here, daar's vrees, daar's onsekerheid. Here, my gebede is net vir myself, ek bid selfsugtig. Wat jou gedagtes omgaan, wat jy vergelyk met ander en met die wêreld. Jy weet en dalk in jou eie kop dink jy, dalk sit jy dink Here, daar's niks. Daar's niks. Ek het niks om te bied nie. Here, ek het my lewe gemors, ek het soveel foute gemaak, my gedrag, my lewe, ek kan dit nie gebruik nie, sê in omdat. Wat dan my aan, in omdat en elk van my ander in my lewe. Ek wil weer sê, vra vir meer. Vra vir meer. Sluit die deur agter jou toe. Sluit dit wat nie in jou gedagtes hoort, die sluit dit uit. Sluit dit jou hart. Jesus sê, of die woord sê, my volk gaan in glo onder in die gebrek aan kennis. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy die opinies van almal vat en doen. Die ene sê dit, die ene sê dit, en glo. Maar as jy weet wie God sê, wat sy kennis vir jou kan, maar dan kom dit wat sy stem. Ek is toegesluit, ek het die waarheid nie so in die waarheid is nie. En niks in die nacht gaan kom steel nie. Begin te werk met wat jy het. Ek het nie dat jy oor. Ek het nie dat. Die Here kom, begin net te werk, begin net daar waar jy is. Ons wil sê, ag Here, as ek dit het, dan sal ek werk. Here, as ek net daai het, dan sal ek dit doen. Begin net waar jy is, begin net wat jy het. Die Here maak dit meer uit. Hy maak dit meer. En die olie het gevloei tot die kan op. Moenie te min gaan. Moenie te min gaan. Kom ons gaan aan, so. Nou kom ons terug na hierdie stronghold gedeelte. Hy sê in Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broers om by die ontferminge van God dat julle julle liggame moet stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Hy sê hierdie liggaam van jou. Dit is 'n tempel, dit is 'n offer wat jy met die Here ek kom offer. Hierdie werke, hierdie hande wat is verkeerde goed is gedoen het, verkeerde goed gevat het. Hierdie ore wat na verkeerde goed geluister het. Hierdie oë wat na verkeerde goed gekyk het. Kom draai kom sê Here, dit is 'n offer. Ek kyk na my man met ander oë. My suster het vertel, hulle toe huwelik dan by gewoon en sy vertel, een van die goede wat hulle moes doen in die kerk is, hulle moes vir hulle maat 'n brief skryf van hoe hulle dink die Here hulle maat sien. Dis die hele hele plek het so getank, toe ek begin besef, nie jou ervaring van jou maat deur 20 jaar se nonsens nie. Hoe jy skryf wat jy voel die Here vir hulle was hoe hy hulle sien. Ek sê Here, kom verander ons oë dat ons gaan kyk na mense wat U sien. Dat ons gaan praat, hierdie werktye wat ons mekaar so afgebreek het, en vertel het hoe sleg en mislik en hoe nutteloos is, as ons sê, Here, ek ontdraai dit op. Ek stel my liggaam beskikbaar, dat U deur my kan vloei, deur my kan bid, dat hy olie deur my kan vloei. En jy kan dit by eie doen nie, ons sien foute raak, jy die Here nodig, te sê, Here, kom verander my oor, verander my denken, verander alles.
En dan sê hy, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hoe word jy verander? Wat sê nog my? Ek wil sê, jy kan jou hare draai, jy kan in 'n ander huis gaan bly. Jy kan 'n nuwe kar kry, jy kan 'n nuwe vrou kry, jy kan alles nuut kry. Ek kan jou 'n brief gee, jy gaan met dieselfde mindset na die nuwe huis toe. Jy kan gaan immigreer na Kanada toe, jy gaan met dieselfde mindset Kanada toe. Jy gaan dieselfde persoon wees in Kanada as wat jy hier is. 'n bietjie ryker, maar jy gaan dieselfde vrese hê, jy gaan dieselfde gedagtes hê. Hy sê die enigste manier is word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Daar's nie 'n ander manier jy verander nie. Deur te begin sê, Here, ek maak my gedagtes vol met waarheid. Ek vat wat dit is, Here, en ek proklameer dit vir myself. Ek is heilig. Ek is vry. Al lewe jy dit nog nie nou nie. Jy is dit klaar. Die dag as jy jou hart vir die Here gee, dit iets binnekant verander en gesê, "Daai ketTINGS is gebreek." Jy is dit reeds. So jy verklaar dit. Jy is dit en dan begin jou gedrag in lyn kom met wat jy reeds is. Jy gaan doen wat jy is. Maar as in jou kop is, as jy nog steeds gevangene is, gaan jy gevangenskap leef. As in jou kop, as ek nog steeds sê, ek is 'n sondaar. Jy is nie 'n sondaar, jy is vry. Hy het gesê, jy die mag van sonde is gebreek in jou lewe. Maar as jy jouself moet sien, ek is maar dit. Wat doen 'n sondaar? Sonde. Jy gaan aan sondig. Maar as jy kan sê, Here, ek is vry van dit. Dan gee jy vryheid gebeur. En wat is daai net? Ek is maar net 'n mens wat nou maar nie kan vrykom. Ek is maar net dit. Nee. En ek wil baie verstaan wat ek doen nie, is ek praat nie my met 'n klein met prekery nie. Jy glo dit en jy begin dit leef en jy begin veg. Daar's 'n geveg in jou gang. En partykeer moet jy maar moeilike besluite neem en sê, as ek staan met daai vriende is, dan is ek dit. So ek gaan dalk moet wegstap van dit af. As ek saam met daai is, dan praat ek soos daai, ek gaan moet begin wegstap. Want ek is nie met dit nie. Ek kan nie in varkop bly en semels vreet terwyl ek 'n koningskind is. Iewers moet ek die skuif maak. Ja. Wat sê God se woord? Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Verander die denke van leuns na waarheid. Dankie Saal, ons wil laat in. Ons 'n paar versies van net so. Matteus 6 vers 9. Hoor jy, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat sê die hemel oor jou werk? Wat sê die koning oor jou vrou, oor jou man, oor jou kinders, oor jou situasie? Het jy al lang genoeg in die binnekamer tyd spandeer om te hoor, wat sê die hemel? En hy sê, laat dit wees in my lewe net soos wat in die hemel is. Maar ons vat nie die hemelse opsie nie, ons vat die dokter se verslag, ons vat die bank se verslag, ons vat die se verslag, ons vat daai se verslag, en ons hardloop met hom. En laat wat so, om Angus, as ek dink aan my plek tyd, ons allemaal is omgesê, stupid is, droogte. Kan nie aardappels plant, dit gaan nie werk. Die Here het gesê. Die hemel het gesê het met doen. Hulle ken nie vir, het maar allemaal al gesê. Wat die kat hier van maak. Wat sê die hemel? Matteus 8 vers 8, die hoofman oor 100 aan en sê, Here, ek is nie werd dat oor my daad kom. Die spreek maar net het. En my knegt sal geslaan. Here, dit wat U woord is, volg my. Net wat U woord is. Here, U hoef net 'n woord te spreek. Jy kan net, Here, alles is by U moontlik. Ek raak geloof. Ons gaan na die volgende en toe sal. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot nie vrug kan dra nie. As jy sê, ek kan net doen soos ek in Jesus is. Maar net. As ek los van Jesus is, ek niks is. Handskoen beteken niks sonder die hand wat in hom is. Hy stap. Hy lyk soos 'n hand, maar hy kan niks van. Maar wanneer die hand inkom, dan kan die handskoen by aan die handskoen funksie. En die laaste ene wat hy sê,
Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werk jou die see, en in sy, hoor nou mooi, nie dit sê nie, en in sy hart nie twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. So wat sê jou geloof? As jy moet praat volgens jou geloof, wat sal jy kry? Jy gaan kry net dit wat jy sê. So jy sê, Here, ek is maar net 'n mens en ek sukkel, gee maar net aanhou sukkel. Want ek glo dit. En as jy sê, Here, ek is vry. Ek is tot alles in staat. Oor ek so oulik is. Nee. Oor God so oulik is. God so kragtig is. En God so magtig is. En hy woon in jou. Dis niks vir hom, ek sal vir hy werk sê, toets ek. Vader, baie dankie vir oggend.